Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Goeiemôre Ligpunt. Dis 'n goeie oggend. Altyd lekker om die doop so waar te neem, is altyd bemoedigend. Baie welkom aan almal, aan ons gaste wat hier kom kuier veral oor die lang naweek. My naam is Johan van Aswegen. Ek is 'n ouderling wat voltyds hier werk by Ligpunt en dis 'n voorreg om vanoggend vir julle te kan preek. Julle kan hoor dat ek die eerste verkoue van hierdie winter gevang het. Maar niks wat so 'n bietjie genpyn nie kan oplos nie. En natuurlik baie gebed. As ek klink soos 'n donkie met 'n toeneus op tye, die nuwe reeks vir ons af. Dit gaan oor tyd. Julle sal sien kwaliteit, die klem op tyd. Hoe ons as gelowiges moet dink oor tyd. Hoe ons tyd behoort te spandeer en hoe ons dit nie moet spandeer nie. Spesifieke areas en praktiese maniere waar ons die beste gebruik kan maak van ons tyd. Julle dink ek gaan saam met my verbaas wees, net soos wat ek deur hierdie goeters gekyk het en gedink het, hoe baie die Bybel eintlik vir ons te sê het. Oor die sekondes, die minute, die ure en dae, die maande en jare wat elke oomblik verby ons te beweeg. Ons baie wat die Bybel vir tyd, rustyd, skermtyd en heel wat meer. Ons hoop is dat dit 'n relevante reeks sal wees waarby julle juis familie en vriende nu toe kan nooi. Dat dit ons sal uitdaag en opbou, maar ook sal spreek tot die atmosfeer en die lewe en die besige seisoen waarin ons onsself vind hier in die stad van Pretoria. Maar vanoggend skop ons die reeks af met 'n inleidende preek getiteld Prioriteit. Die belangrikheid van tyd. Efesiërs 5 vers 16, nie net om die beste te maak van jou tyd nie, maar soos wat julle sal sien in die skrif, om ons tyd uit te koop. Kom ek bid vir ons en dan spring ons in en kyk wat God se woord vir ons wil sê vanoggend. Almagtige God, Vader, seën ons met u woord vanoggend. Praat 'n skerp en duidelike woord aan ons. Maak ons harte oop om dit te ontvang. Sal u vir my die vermoë gee, volmaak met die Gees om duidelik te praat, met krag en autoriteit te praat. U krag, u autoriteit. Nie omdat ek waardig is nie, maar omdat ek alleenlik deur die bloed van Jesus waardig gemaak is. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ligpunt, ons lewe in 'n wêreld wat terselfdertyd behep is en vreeslik bang is vir tyd. Tyd is iets wat elkeen van ons mee worstel. Dit is eintlik 'n universele wêreldwye worsteling. Elke nasie, elke kultuur, elke geloof moet 'n antwoord hê vir hoe ons binne in die streng, beperkende gewigte en grense van tyd behoort te leef. Daar's 'n lied geskryf deur Pink Floyd wat so goed hierdie worsteling wat die wêreld mee sukkel, sit woorde aan hierdie worsteling van tyd se beperkende grense. Lees saam met hierdie woorde. Ticking away the moments that make up a dull day. You fritter and waste the hours in an offhand way. Kicking around on a piece of ground in your hometown. Tired of lying in the sunshine, staying home to watch the rain. And you're young, and life is long, and there's time to kill today. And then one day, you find 10 years have got behind you. No one told you when to run. You've missed the starting gun, and you run
and you run, trying to catch up with the sun, but it's sinking, racing around to come up behind you again. The sun is the same in a relative way, but you're older, shorter of breath, and one day closer to death. Every year is getting shorter, and you never seem to find the time. Still waiting for someone or something to show you the way. Hierdie is swaar. Tyd is swaar. Maak nie saak wie ons is, wat ons glo, gelowig of ongelowig nie, ons almal sit onder die swaar gewigte van tyd wat nooit ophou om verby ons te beweeg nie. As ek kyk na my eie lewe of ek kyk net so 'n bietjie om ons in die stad, hier is 2 voorbeelde van hoe ek die swaar gewigte van tyd sien op ons lewens. Ons almal worstel met tyd in hierdie 2 opsigte, met of spyt soos ons terugkyk, of angs soos ons vorentoe kyk. Dikwels beide. Spyt soos ons terugkyk na verlore tyd, gemorste tyd, gebroke tye, waar ons wens ons kon teruggaan om net iets oor te doen. Ek wou dit nie doen nie, ek sal dit nooit weer doen nie, ek kan nie glo ek het dit gedoen nie. Maar tyd is swaar. Jy kan nie teruggaan nie. Tyd beweeg aan. Tyd los jou met die nagevolge waarmee jy nou moet lewe. Of angs oor wat kom. Altyd onseker, altyd gejaag, altyd moet ek perfek beplan om elke oomblik perfek te benut wat verby my beweeg. Beplanning, kalenders, vergaderings, produktiwiteit. Te bang om te rus. Te bang om een oomblik te mors. Te angstig oor wat kom. Die punt is, soos in ons lied, we are all waiting. We are all waiting for someone or something to show us the way. Hoe lewe ek onder die streng beperkende grense van tyd? Vanoggend wil die Bybel vir ons die antwoord gee. Spesifiek vanoggend is daar goeie nuus. Die evangelie wil hierdie swaar kettinge van tyd van ons afhaal. Die evangelie wil ons verlos van die swaar kettinge van tyd. As julle gou saam met my op julle blaadjies sal kyk na die teks, dit is kort, maar ryk verse hierdie. Paulus se argument is eintlik baie eenvoudig. Hy sê, gegeewe die gebroke wêreld waarin ons lewe, koop uit jou tyd en lewe wys. Net dit. Gegeewe die gebroke wêreld waarin ons lewe, koop uit jou tyd en lewe wys. Ons wil so 'n bietjie van agteraf begin en net 3 eenvoudige punte hierdie argument van Paulus uitpak. Ons wil begin deur te praat oor God en tyd. Daai spesifieke frase daar waar hy praat van omdat die dae vol boosheid is. Dan wil ons na die evangelie toe gaan en hoor die evangelie en tyd, koop uit jou tyd, daai frase daar. En dan laastens wil ons 'n bietjie kyk aan toepassing. Hoe lewe ons in die lig van die wyse lewe en tyd? Kom ons spring in die eerste punt in hierso. God en tyd. Die Engels sê because the days are evil. Omdat die dae waarin ons lewe bose dae is, vir hierdie rede sê Paulus, moet ons mooi dink oor ons tyd. Tyd vir hierdie rede moet uitgekoop wees. Paulus verwys nie bloot hier na net Efese toe as 'n stad wat boos was nie, al was dit. Dis groter. Hy verwys na bose dae, as 'n era van boosheid waarin ons almal woon, waarin Satan en sonde reeds en nog steeds baie mag het. Hy verwys na 'n atmosfeer van boosheid waarin ons almal lewe. En ons weet hy verwys daarna want hy het dit reeds gesê in Efesiërs 2. Lees saam, hy het gesê, julle was dood in julle oortredinge en sondes waarin julle wanneer vore geleef het. Volgens die bose lewenswyse, dieselfde woord van hierdie wêreld. Volgens die heerser wat mag uitoefen in die lig. Die gees wat nou aan die werk is onder die kinders van ongehoorsaamheid. Hierdie bose dae is groter as wat ons dink. Dis 'n atmosfeer, dis 'n era waarin ons lewe.
En om regtig te verstaan wat hierdie era is en waar dinge verkeerd gegaan het, moet ons teruggaan Genesis 3 toe. Ons moet altyd teruggaan Genesis 3 toe. Die oorsprong van hierdie bose dae. Die tyd en plek waar God sy oordeel uitgespreek het oor sondige mens. Die storie van Genesis 3 gaan so, die mensdom was goed geskape. Goed geskape in God se beeld, om in God se plek sy skepping te geniet en vir God self te geniet. Vir ewig. Vir ewig. Ons was geskape buite die beperkings van tyd, vir ewig. Genesis vertel ons dan die storie van hoe ons as die mens gerebelleer het teen God. Ons wou nie lewe onder sy goeie heerskappy nie, ons wou self bepaal wat goed en reg is. Ons het 'n vrug gekies bo God. Ons het onsself gekies bo ons Skepper. En so, gegeewe daai keuse, toe word ons geskei van God af. Geskei van die goeie lewe af binne in sy tuin, binne in sy teenwoordigheid. Die presiese woorde wat God hier uitspreek is, now least mankind reach out and take also of the tree of life and eat it and live forever. Therefore now the Lord sent him out of the Garden of Eden. God het beloof dat as ons die vrug eet, gaan ons doodgaan. En so na die sondeval toe die wiele van die skepping afkom in elke opsig, baie vinnig het God vir ons begin wys wat bedoel hy met hierdie doodgaan. Ons lees van die eerste moord in Genesis 4. Kaan vermoor sy boetie Abel. En nie net moord nie, maar verder leer ons wat beteken hierdie dood. In Genesis 5 lees ons hierdie geslagsregister. Dit is eintlik ongelooflik. Ons lees hierdie refrein oor en oor. Thus, all the days that Adam lived were 930 years, and he died. Thus, all the days of Seth were 912 years, and he died. Thus, all the days of Kenan were 910 years, and he died. Thus, all the days of Mahalalel, ek dink dis reg, 895 years, and he died. Thus, all the days of Jared were 962 years, and he died. En so gaan dit aan al die pad na Noag toe. Hier's wat ons leer. Die dood bestaan nou. Aan die een kant gaan sonde mense se tyd kortknip, soos die moord wat plaasgevind het. Abel het nie sy volle dae uitgelewe nie. Sonde spring nie. And he died. And he died. En so word and he died die storie van elke liewe mens. Daar hang nou oor elke liewe persoon se kop 'n horlosie. Elke oomblik en elke sekonde word daai horlosie se tyd al minder tot die dood ons neem. Hier's wat ons leer van Genesis en van Paulus se bose dae af. Hier's wat ons leer. Tyd was God se oorspronklike oordeel oor 'n sondige mens. Hierdie bose dae waarvan Paulus praat, dit leer ons dat tyd eintlik deel is. Dit is deel van God se beperking oor 'n sondige mens. Ons ervaar die swaar kettinge van tyd. Ons ervaar spyt en angs. Ons ervaar tyd as iets wat verby ons glip. Iets wat ons so erg aan wil vashou. Ons ervaar tyd as iets wat verlies bring. Die pyn van ouderdom, want tyd is die dood se regterhand. Tyd doen dit. Tyd bring die dood al nader. Ligpunt, ons worstel met tyd. Wêreldwyd worstel almal met tyd. Ons haat tyd. Hoekom? Omdat dit nie is waarvoor ons oorspronklik geskape was nie. Die teoloog Johannes Calvin het gesê, God has given all men some sense of eternity, that they may understand they were not created for this fleeting life, but for immortality. Ons stoei met tyd, elke dag voel ons die ongemak van tyd wat verby ons beweeg, want diep binne ons weet ons daar is meer.
Daar is iets wat ons verloor het. Tydelikheid herinner ons elke dag dat iets groot fout is met die wêreld. Tyd is God se oordeel. Maar daar is baie genade in sy oordeel. Daar is baie genade in God se oordeel. Imagine 900 jaar van hierdie gebroke lewe. Imagine 'n ewigheid van sonde en siekte en teleurstelling. Nee, dankie. My kort lewe is genoeg vir my om te besef, hierdie is nie my huis nie, en ek kort verlossing. Ja, tyd is God se oordeel, maar ons baie genade in sy oordeel. Wanneer ons sien dat ons lewe kort is, snaaks genoeg, soos alle pyn en lyding, baie keer bring dit die beste uit ons uit. Dit nederig ons. Ons begin dink aan wat regtig saak maak. Ons begin dink oor die lewe na die dood. Ons begin dink oor God, oor sonde. En hierdie goed is bedoel om ons te dryf, baie keer vir die eerste keer. Soos wat ons op ons doodsbed lê en ons sê daai gebed op vir die eerste keer. Hierdie goed is bedoel om ons te dryf na God toe. Die dood is bedoel om ons te laat wakker skrik, om ons nigter te maak. Los van al die illusies van die wêreld wat jou wil oortuig, jy gaan vir ewig lewe. Daar's baie genade in hierdie straf. Ligpunt, almal soek meer tyd. Alles van plastic surgery tot obsessies oor oefen en gesondheid, tot die uiterste Elon Musk wat die mens wil integreer met tegnologie, sodat ons langer kan lewe. Almal soek meer tyd. Ligpunt, hoor asseblief, Adam het 900 plus jaar gelewe. 900 jaar. En nie net was dit steeds minder as vir ewig nie. Nee, 900 jaar is baie kort in vergelyking met vir ewig. Maar die punt is, sonde heers in hierdie wêreld. Ons lewe in bose dae. En meer tyd is nie wat ons nodig het nie. Inteendeel, Genesis maak die punt, ons sondige natuur bewys, hoe meer tyd ons het, hoe meer daarvan mors ons. Hoe meer daarvan gebruik ons om onsself trots te verhef asof ons God is. Hoe meer daarvan gebruik ons om weg te beweeg van God af, nie na hom toe nie. Meer tyd is nie wat ons nodig het nie. Ons kort verlossing. Ons kort verlossing. En dit bring ons na ons tweede punt toe. Die evangelie en tyd. Die evangelie en tyd. In Efesiërs 5 vers 16 lees ons, koop uit jou tyd. Die Grieks hier is letterlik to redeem, exagorazo. Dit is vir ons om tyd te verlos, om waardevolle muntyd los te koop van alles en almal wat daai tyd van ons af wil wegneem. Paulus kies 'n baie gelaaide woord hierso. Dis presies dieselfde woord wat hy gebruik om ons redding te beskryf. Galasiërs 3 vers 13. Christ has redeemed us, selfde woord, exagorazo. Redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Paulus gebruik hierdie woord, want daar is vir hom 'n belangrike woordspeling hier. Vir ons om, hy wil eintlik twee goeie sê, dis woordspeling. Hy wil twee goed vir ons sê oor tyd. Die eerste ding wat hy vir ons wil sê oor tyd, is die obvious ding. Koop uit jou tyd, want tyd is belangrik. Tyd is belangrik. Die wêreld om ons is 'n gierige plek, wat op 1000 fronte jou tyd wil vat, en op plekke jou tyd wil besit. Hulle sê, vandag lewe ons in 'n attention economy. An attention economy. Almal soek jou aandag, want deur ja te sê vir hulle, sê jy nee vir iets anders. En deur ja te sê vir hulle, kan hulle 'n mooi advertensie daarop gooi en geld maak uit jou aandag uit jou tyd uit. Ons sonde en die versoekings daar buite, dit werk alles saam om jou kosbare tyd te wil mors.
En tyd is nie iets wat ons kan terugkry nie. Wanneer dit weggegee is dit weg. Dit is weg. Daar is geen refund policy op jou tyd nie. Kan nie teruggaan en sê, ek wens ek het nie hierdie spandeer nie. Hier is my slippie, asseblief. Ek wens dit was so, maar dit is nie. Paulus sê, koop uit jou tyd, beskerm dit, doen wat jy kan om dit te beskerm. Die Engels hier kommunikeer dit goed in die ESV, making the best use of time. Maar tweedens wil Paulus nog iets kommunikeer, iets baie dieper. Paulus wil letterlik hê, ons moet ons tyd verlos, deur dit te sien, deur die lig van wat Jesus vir ons gedoen het, deur die lense van die evangelie. Onthou, Efesiërs hoofstuk 1 tot 3 gaan net oor ons redding. Die eerste deel van Efesiërs gaan net oor ons redding. Hy pak daaruit die eindelose diepte van God se liefde vir almal wat in Jesus is. Dis Efesiërs 1 tot 3. En dan eers die stuk waar ons nou in is, Efesiërs 4 tot 6, dan beklemtoon Paulus in die lig van jou redding, hier is die nuwe leefstyl wat ons behoort te lewe. En so, hoekom kies Paulus hierdie spesifieke woord? Hy kies exagorazo, hy kies hierdie spesifieke woord, want dit bring die evangelie, wat hy reeds baie inkop spandeer het in hoofstuk 1 tot 3, in hierdie opdrag in. En dit is veel belangriker as wat ons dink. Ligpunt, as ons net kyk na die oppervlakkige opdrag, om die beste te maak van jou tyd, sonder die evangelie, sonder exagorazo, sonder die evangelie, dan kan ek vir nog 20 minute praat, met baie praktiese voorbeelde, oor hoe ons almal ons tyd mors. En al wat ons gaan hoor vanoggend, is hoe sleg ons is, hoe sleg ons tyd spandeer, en al waar dit ons almal gaan los, is meer angstig en meer spyt. Van ons gaan hier uitstap met 'n sterk gevoel van ek moet my sokkies optrek, ek gaan op die produktiwiteitstrein klim, ek gaan die beste beplanning moontlik doen, ek gaan al die kalenders en to-do apps aflaai, ek gaan sommer die 5 AM boekie koop, 5 AM club boekie, ek gaan vroeër opstaan, sodat ek elke minuut kan benut, besig, koop uit die tyd, Paulus het mos gesê. Ander van ons gaan nie uitstap met meer spyt, nie minder nie. Spyt, want in hierdie verskillende fases van die lewe kyk ek terug en kyk wat se fout het ek gemaak. Kyk hoeveel van my tyd het ek gemors. Kyk hoeveel van hierdie kosbare non-refundable hulpbronne het ek gemors. Daar's veral 'n verskriklike versoeking soos wat ons in ons 40's ingaan. Nie dat ek daar is nie, maar ek weet, soos wat ons in ons 40's ingaan, is daar verskriklike spyt. Amper 'n midlife crisis van jy kyk na jou lewe en jy vra jouself, is dit al wat daar is? Hoe kon ek soveel van my tyd spandeer het? En die punt is, as ons hier uitstap met net daai oppervlakkige opdrag, eerste, as ons hier uitstap met meer angs en meer skuld, meer van 'n trek my sokkies op mentaliteit, dan sien ek geen verskil tussen ons en almal buite in die wêreld wat obsessief is oor tyd nie. Ek sien geen verskil nie. Is dit wat Paulus hier sê? Is dit wat Paulus hier sê? Nee, natuurlik is tyd belangrik, natuurlik. En natuurlik kan ons almal erken, dis nodig vir ons om dit te hoor. Ons kan almal ons tyd beter spandeer, maar, massiewe maar, wat die verskil gaan maak, wat ons verstaan van tyd werklik gaan transformeer, is nie die opdrag nie, maar dis die evangelie. Dis hoofstuk 1 tot 3. So ek sê dit weer. Paulus wil nie net hê ons moet tyd as belangrik ag nie. Hy wil hê ons moet ons tyd vrykoop deur die evangelie van Jesus. En hy doen dit in Efesiërs. Efesiërs het van die ongelooflikste stellings in die hele Bybel oor ons redding. Paulus gebruik hierdie gelaaide woord, want hy wil ons harte en ons koppe terugvat na die evangelie toe. En so hier is dit. Hier is die evangelie. Efesiërs hoofstuk 2 vers 3 tot 7.
Hoor die goeie nuus. You were by nature children of wrath, like the rest of mankind. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, in our sins, He made us alive together with Christ. By grace you have been saved. And raised up with Him, and He seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace in kindness towards us in Christ Jesus. Los vir 'n oomblik daai slide op. Kom ons praat net gou deur die goeie nuus van die evangelie. Ons lees hier dat ons geestelik dood was, ons elkeen, children of wrath, vasgevang in sonde en 'n nuttelose gemorste lewe. Dit is die pad waarop ons was, 'n nuttelose gemorste lewe. Vinnig op pad, nêrens heen nie. Maar God. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, Hy het ons in Christus vanuit hierdie geestelike dood uit opgewek. En in sy redding, in Christus, is ons nou so veilig, so gered, so vergewe, dat Paulus nou kan sê, we are right now seated with Him in heavenly places. Ligpunt, die evangelie is redding deur plaasvervanging. Jesus se guns in die hemele word ons guns, soos Hy alles op homself vat wat teen ons stel. Hy gaan dood sodat ons kan lewe. Hy dra ons sonde sodat ons sy heiligheid kan dra. Hy klim van sy troon af sodat ons op 'n troon kan sit vir alle ewigheid. Dit is redding deur plaasvervanging. Maar kyk na vers 7. Hier is eintlik waarby ek wil uitkom. Kyk na vers 7. So that in the coming ages, sodat hy in die komende eeue, die wat in hom is, aan hulle wil hy sy oorvloedige rykdom van genade oor en oor en oor en oor betoon. Ek weet nie hoeveel van julle hoeveel eeue julle gaan lewe nie. Maar ek dink aan my 80 jaar, as ek dit tot 80 by gaan maak, dis nie eers 'n eeu nie. Hierdie komende eeue wys vir ons die ongelooflikste ding van God se liefde en sy redding. Ons word gered vir 'n ewige toekoms van God se onophoudelike liefde en genade. Vanoggend wil ek hê julle moet die goeie nuus hoor van eternal life. Eternal life. Ek verstaan hoekom die wêreld lewe asof elke minuut verlore gaan. Vir die wêreld op buite gaan elke minuut werklik verlore, maar vir ons gelowige, weet jy, vir jou is daar eintlik 'n refund policy. Daar is. Sy naam is Jesus. En al mors jy jou hele lewe hier op aarde, Jesus se genade en vergifnis is van so 'n aard dat hy eendag gaan terugkom en hy gaan vir jou sê, hier is alle tyd. Daar's alle tyd vir jou. Hier is die ewige lewe vir jou. Vir die gelowige is tyd totaal en al verlos. Die vloek van die tyd en die dood is omgekeer van Genesis 3. Vir ons om te verstaan wat die evangelie is, vir ons om ons tyd te verlos, is om te lewe in die lig van wat Jesus vir ons gedoen het in die evangelie. Dis om te sien dat in Christus is ons nie net gered nie, maar ons het die lewe ontvang soos wat dit bedoel was. 'n Permanente Sabbat, 'n permanente rustyd met geen toekoms om oor angstig te wees nie en geen hede om oor spyt te wees nie, net een konstante hede gevul met genade, liefde en vreugde vir alle eeue. Kom Jesus, kom, ek's reg.
Dankie, liewe Heer, vir hierdie. Hierdie is die verlossing van ons tyd, Ligpunt. Hierdie is die goeie nuus. Hierdie is wat ons moet glo. Hierdie is wat ons moet hoor. Hierdie bring ons na ons laaste punt toe. Die wyse lewe en tyd. Jy kan vir my sê, Johan, maar beteken dit ons kan nou doen wat ons wil? Beteken dit ons tyd maak glad nie saak nie, want Jesus gaan eendag kom en alles kom herstel en alle tyd vir my kom teruggee? Beteken dit ons kan nou doen wat ons wil? Die antwoord is nee. In vers 15 sê Paulus baie duidelik, let daarom sorgvuldig, carefully op hoe julle leef. Nie as onverstandiges nie, maar as wyses. Lewe as wyses. Vers 17, om hierdie rede moet julle nie onverstandig lewe nie, maar probeer eerder verstaan wat die wil van die Here is. Hoe ons tyd hier en nou spandeer is belangrik. Die opdrag is baie duidelik, lewe as wyses. Paulus wil hier die punt maak. Hy wil hier die punt maak, die ewigheid maak ons tyd nie minder belangrik nie, die ewigheid maak ons tyd meer belangrik. Hoe ons tyd nou spandeer, maak saak vir alle ewigheid. So die vraag word dan, wat is hierdie wyse lewe? Wat is God se wil? Ons nie eintlik nou genoeg tyd om dit alles uit te pak nie. Om te vra wat is God se wil, is om te vra, kom ons lees gou die hele Bybel. Ek wens, ek kon alles gou vir julle uitpak van wat is God se wil. Om te dink aan liefde vir God, liefde vir mekaar, ons werk, ons vriende, ons familie, hoe om te rus. Al die goeders is God se goeie wil. En ons soveel dinge wat goed is wat ek nie hier kan uitpak nie, maar die res van die reeks wil dit doen. Die res van die reeks wil vir ons sê, hoe lewe ons in die lig van die goeie evangelie? Hoe lewe ons in God se wil? Hoe behoort ons tyd te spandeer en nie te spandeer nie? Hier is maar net die eenvoudige punt wat ek wil maak, wat ek voor tyd het. Paulus sê vir ons in Efesiërs 1 presies wat God se wil is. Hy hou dit nie terug nie. Hy sê vir ons hier, lewe volgens God se wil, verstaan wat die wyse lewe is. Hy sê vir ons wat God se wil is. Vers 9. Making known to us the mystery of his will. Hier is dit. Ek maak aan julle bekend die misterie van God se wil. According to his purpose, which he set forth in Christ, as a plan for the fullness of time, God se wil is, to unite all things in Christ, things in heaven and things on earth. God se ewige plan, sy wil, sy doel, is om alles in die hemel en op aarde, in Christus, onder Christus te verenig. Geskiedenis beweeg na 'n plek toe. Dit beweeg na een doel toe, na Jesus toe. Daai dag waar elke knie gaan buig voor hom en die hele wêreld in en onder en deur hom vernuwe gaan word. Wat beteken dit? Dit beteken die wyste lewe, hierdie is wat dit beteken, die wyse lewe is 'n verloste lewe van vrede, maar is steeds doelgerig. Die verloste lewe, die wyse lewe is een wat vrede het, maar steeds doelgerig. Ek bedoel hiermee dat die evangelie kom en dit verlos ons van angs en spyt. En dit vervang angs en spyt met peace and purpose. Peace and purpose. Vrede, hoekom vrede? Vrede want diep in ons harte, as ons hierdie glo, dan hoef ons nie meer te lewe soos iemand op geleende tyd nie. Dit 'n vrede kom wanneer ons besef, daar's 'n oormaat van tyd wat vir ons lê en wag. Daar's 'n ewigheid van liefde en genade wat wag vir ons, 'n oneindige tydperk van Sabbatrus wat wag vir ons. En dit kan nie van ons af weggevat word nie. Vrede. Maar steeds purpose, nee, steeds 'n doel. Daar's nog steeds 'n doelgerigte lewe vir ons. God se wil is om alles, maar alles te verenig onder Christus. God se wil is om deur sy rich mercy,
Sy groot liefde, the immeasurable riches of his grace and kindness towards us in Christ, soos wat ons gelees het. God se wil is om deur ons daai goeie nuus te gaan bekend maak aan elke liewe persoon. Die wyse lewe, die manier om jou tyd uit te koop, om te weet wat die wil van die Here is om te lewe met die oog op die ewige lot van mense. Is om te lewe met ons oë op die ewige lot van alle mense. Dit is om ons tyd te gebruik om soveel as moontlik mense na Jesus toe te bring. Ligpunt, hoor asseblief, die Christen is 'n persoon wat behoort meer vrede te hê as enige ander persoon. Dis hoe veilig ons is. Dis hoeveel ons het in Jesus. Vrede op vrede op vrede. Maar ons is ook bedoel om mens te wees met 'n dryf in ons. 'n Doel in ons om die beste te maak van hierdie tyd. Nie omdat ons skuldig voel nie, maar omdat ons soveel ontvang het. Omdat ons 'n ewigheid ontvang het. Omdat ons so aangeraak is deur die genade van Jesus. Ons het ontvang, nie sodat ons kan terugsit en niks doen nie. Ons kort lewe op aarde. Ons kort lewe op aarde is daar gegee vir ons, sodat ons soveel mense as moontlik hemel toe kan vat. Want die realiteit is, so wonderlik soos wat die hemel gaan wees vir ons, wat vergewe is, so verskriklik gaan die hel wees vir elkeen wat verlore gaan, onder God se opregte straf. Dis die realiteit. Dis die tydperk waarin ons lewe. Hier is 'n tydperk van keuses, ewige keuses. Jesus verlos ons van ons stories van spyt en angs. Hy verlos ons. Hy gebruik daai stories van spyt en angs. Hy verander daai stories in getuienisse in. Elkeen van ons het 'n getuienis van verlossing, van sy genade en liefde wat deur in ons ingebreek het en ons lewens verander het. Jesus wil ons nou uitstuur met daai stories. Hy wil ons uitstuur met daai getuienisse. Hy wil ons uitstuur in 'n wêreld in wat nog steeds vol angs, vrees en spyt is. En hy wil hê ons moet daar ons verlossingsstories gaan deel. Daar is baie wat God se wil is vir ons en in hierdie reeks gaan ons dit uitpak. Maar die een ding wat staan bo alles, die prioriteit van prioriteite vir God in hierdie tyd. Dink wat oor alles staan, sy wil behoor alles, sy hoogste wil, is om die evangelie te gaan bekend maak, voor dit te laat is, voor die ewigheid hier is vir ons. John Piper het in 2000 'n baie kragtige vergelyking getrek om hierdie punt te maak. En hierdie vergelyking het 'n klein herlewing begin. Hy vergelyk twee pare mense. Hy vertel eers van twee sendelinge, Ruby Eliason en Laura Edwards. Hulle was in hulle 80's oorlede en hy sê, they spent all their life on one thing, to make Jesus Christ known among the sick and the poor in the hardest places in Cameroon. En toe hulle oorlede. En hy vra die gehoor, is this a tragedy? Is this a tragedy? En hy sê, nee, this is glory, this is God's glory, this is glorious. En dan praat hy van die ander paartjie. Hy praat van Bob and Penny. They took an early retirement from their jobs in the northeast of America 5 years ago. He was 59 when he retired and she was 51, and they went to retire in Florida on a beach where they could cruise on their 30-foot trawler boat, play golf, and every morning they walked on the beach and they picked up seashells. Every morning. En dan vra hy sy gehoor, toe gaan hulle dood. Vra hy sy gehoor, is this a tragedy? En hy sê, yes, this is a tragedy. Hoekom? Because they will stand before the creator of the universe and they will give an account of their time.
And all they will have to say to the Lord God Almighty is, here, Lord, look at my shell collection. Here, Lord, I've got a pretty good golf swing. Here, Lord, look at my nice boat. Sy woorde, nie myne nie. Die punt wat Piper maak is, in light of eternity, a wasted life is the greatest tragedy. In light of eternity, a wasted life is the greatest tragedy. Ligpunt, ek sê nie, ons mag nie die goeie gawes geniet wat God vir ons gee nie. Ek sê ook nie, ons moet almal nou gaan sendlinge word nie. Maar wat ek wel sê, is in hierdie kort lewe wat ons het, om daai tyd op jouself te spandeer, is 'n tragedie. Om daai tyd net op jouself te spandeer is 'n tragedie. Om hier en nou paradys te maak is 'n tragedie. Dit is 'n tragedie. Ek wil afsluit vanoggend met 'n uitnodiging. As jy vanoggend hier sit en jy voel opregte skuld, opregte spyt en angs oor hoe jy jou lewe gelewe het. Die uitnodiging hier is kom en hoor net weer die goeie nuus. Hoor dat Jesus vir jou 'n refund policy offer, een wat hy teen duurste gekoop het met sy eie lewe. Hy wil sê, ek wil jou vergewe. Dis okay dat jy jou tyd gemors het, want ek het betaal daarvoor. Kom en ontvang vrede en vergifnis by my. Die dood kan enige een van ons neem as daardie horlosie bo ons koppe se tyd afloop. Het jy hierdie vergifnis? Aanvaar jy, gelowige of ongelowige, kom en ontvang weer hierdie immeasurable grace wat ons van gepraat het. Jesus wil aan jou bekend maak, nie net sy genade wat bereid is om jou te vergewe nie, maar hy wil jou ontmoet in jou angs en in jou spyt en hy wil jou daar verlos. Maar meer as dit, hy wil vir jou sê, hy is lief vir jou. Die Here sê al hierdie goeders vir ons, want hy is lief vir ons, en hy wil nie hê ons moet ons tyd mors op aarde nie. Hy is lief vir ons, en hy wil hê ons moet kom, en so kom. Dis die uitnodiging, kom. Moenie wag nie, kom vanoggend en ontvang sy genade en vergifnis. Kom ons bid saam. Almagtige God, Papa Vader, ons almal bely. Ons almal bely dat ons tyd mors. Maar ons sê ook dankie. Dankie vir u verlossing van tyd. Dankie dat u alle tyd vir ons gaan teruggee en dat u betaal het vir elke fout wat ons gemaak het. En ons roep tot 'n nuwe lewe vol doel en mening. 'n lewe gelewe vir u. Kom en bou in ons 'n groter begeerte vir hierdie goeie dinge. Maak ons wys om te lewe in die lig van die ewige lot van mense. Kom doen hierdie werk deur die krag van die Gees. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.